I
Yes.
ons, halleluja. Dat ons net ons oorsleuit en ons hoofde buig en dan sal ons die dienswerk van die Here open met 'n woord van gebed, halleluja. Ek sal ons vra die dien vra net om oop te maak met 'n woord van gebed. Halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheiligd word. Heer, ons erken dat U in die hemel is vermoord, my Vader. En waarom ons U naam heilig vermoord, my Vader. Heer, laat die Gees waai oor ons vermoord, my Vader. Baie dankie, Heer, dat U ons opgewekt het vermoord, Heer. Heer, dit is nie per toeval dat ons hier bijeenkomst het vanmorgen, my Vader. Heer, is net weer die genade vanmorgen dat ons hier kan met mekaar kom vanmorgen, my Vader. En waarom ek wil sê, baie dankie, Heer. Heer, hier is ons een koortjie leier vanmorgen van die ochtend, my Vader. Wat die dienstwerke tot hoogte sal lei vanmorgen, Heer. Wees met hom, my Vader, versterk hom, my Vader. Heer, hier is ons musikant en die voorsingers vanmorgen, Heer, versterk hulle vanmorgen, Heer, sodat hulle sal ons oplig, my koning, om U naam op te lig vanmorgen, Jesus Christus naam, met vir die eer, die lof, die aanbidding, kom alles aan U toe, because You are the Alpha, the Omega, You are the beginning and the end, You are the way maker, You are the Lion of Judah, Heer, ons kan nie sonder U begin vanmorgen nie. As U nie in ons midde is vanmorgen, kan hierdie diens nie voortgaan vanmorgen nie, Here. Here, as U nie teenwoordig is nie, dan is alles te vergeef vanmorgen, Here. Here, die woord, Here, hierdie saam sê vanmorgen, as die wagter nie wag hou oor hierdie plek vanmorgen nie, dan is het te vergeef vanmorgen, Here. Here, kom vra vanmorgen, laat U hierdie dienwerk in U midde kom vat vanmorgen, Here. Here, moet ons nie voorbij gaan nie, seun van David, ek vra vanmorgen in Jesus Christus naam, laat U hierdie diens kom seën, so voor my Vader, kom lig ons op, my Vader, stuur die Heilige Gees om ons op te lig vanmorgen, Here, laat ons sal doen wat U wil hê ons moet doen vanmorgen, nooit ons eie uit vanmorgen nie, my Vader. Here, ek kom bind elke plan van die vyand vanmorgen in die magtige naam van Jesus Christus, die een wat is so was, wat weer sal komme op die wolke van die hemel vanmorgen. Wil ek vanmorgen sê baie dankie, Here, vir U teenwoordigheid vanmorgen, Here. Here, ek bring ook die boodskap draar voor U vanmorgen, Here. Here, laat U sy tong en lippe sal salf, my Vader, soos nooit tevore nie, my Vader, sodat die woorde op ons handstapels kan vastsit vanmorgen, in Jesus Christus naam. Kom gee ek dit alles aan U toe, Here. Here, ek bid ook vir die kwaliteit uitgekomen vanmorgen, Here, om teenwoordig te kan wees vanmorgen. Here, wat ek sê vanmorgen, is nie met toeval dat ons hier kan wees nie, my Vader, because we have ons het 'n afspraak met U vanmorgen, because You are the Prince of Peace this morning. Here, van U is die raadsman, U is die sterke God, my Vader. Here, van U vir ons kom sterf op Golgotha. Dis waarom vanmorgen wil ek baie dankie, Here, wat U nou verder vir ons gaan doen, in Jesus Christus naam. Amen, amen. Halleluja, kom ons gee prys die Vader. Halleluja. Prys die naam van die Here. Vanmorgen wil ek oproep ons pastoor, ons juffrou, ons broer die en sy vrou. Jeug en sondags wil ons wonderlik gegroet in die naam van ons Here Jesus. Vir my is dit ook 'n blye voorreg om vanmorgen hier te kan staan. Ek besef, die Bybel sê, dit was 'n blye voorreg vir koning Dawid toe hulle hom gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here. Prys die naam van die Here. So is dit 'n blye voorreg vir my om hier te kan staan. Halleluja. Prys die naam van die Here. En te praat van die goedheid van Jesus. Halleluja. Van die Here is goed vir ons. Halleluja. As ons gebroken is van hart, as ons geval het, as ons heel, dan is hy daar om ons op te tel, om ons krag te gee en ons te troos. Halleluja. Prys die naam van die Here. Vir my is dit regtig 'n voorreg om hier te wees. Halleluja. Kom ons gee die Here prys vanmôre. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hy.
Ons gaan 'n lekker lied sing vanmôre, opgewekte lied, halleluja. Dan gaan ons net eer gee aan die Here, aan juig vir die Here, aan ander klap vir die Here, aan almal lekker saamwerk vir die Here, halleluja. Prys sy naam. Kom ons skree.
Kom ons gee die Here 'n prys vanmôre. Kom ons gee die Here 'n prys vanmôre. Halleluja. 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 Die hemel se klokke halleluja. Não façam música, não façam. Here dankie. Hey, die mensen wil trek. Oké, ik ga nog zo opgewekte koortje aan laatste hier. We gaan onze dienst weer van de Heer openen. Halleluja. Zal hem vrijstellen, halleluja, met dankbare harten. We gaan openmaken met dankbare harten. We gaan ook zo laatste hier nog zo weer van. Mijna, Jesus is mijna. Jesus is mijna.
Wees een grote naam in naam van onze Heer Jezus Christus. Pastoor en pastoores is een grote naam, veelbare naam van onze Heer Jezus Christus. Elke kind is een grote naam, veelbare naam. Daar is nie 'n naam wat ek eerlik vanmorgen kan begroet nie. Maar is net die naam wat nog red. Een naam wat nog wat nie sy kracht verloor het vanmorgen nie. Wil ek vir eerlik begroet vanmorgen. En my hart is weer dankbaar vanmorgen dat ek hier kan staan. Het is nie betoeval dat ek hier staan vanmorgen in die teenwoordigheid van die Here nie. Hy het my weer 'n geleentheid gegee om hier te kan staan vanmorgen. Dit kon so anders gewees het vanmorgen. Ek kon miskien weer in die hospitaal beland het, of miskien in die motorrie vanmorgen, maar hy het goed gevind dat ek in die huis van die Here moet kom vanmorgen, om sy naam op hoog te lig. Ek het nie gekom om gesien te wil wees nie, maar ek het gekom om sy naam alleen te lig vanmorgen. Dis waarom ons vanmorgen hier is, in die teenwoordigheid van die Here vanmorgen. Ek wil vir julle sê vanmorgen, moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Dit maak nie saak wat jy deurmaak vanmorgen nie. Want ek wil vir julle sê, die Here lewe vanmorgen. Hy is op die troon vanmorgen. Hy van soms vra ons, waar was die Here? Die Here was nog op dieselfde plek wat hy gewees het met sy seun se sterfte, wat sy seun het opgestaan. Hy het dieselfde gees gebruik om sy seun op te lig. Dis waarom ons vanmorgen, ons weet vanmorgen dat hy lewe vanmorgen en ons lewe, dit wat gee ons lewe in oorvloed vanmorgen. Hy sê daar in Deuteronomium 30, hy sê, kies die lewe, sodat jou nageslag kan lewe. So vir my sê dit, as jy nie die lewe kies nie, dan waar jy nie oor jou nageslag nie. Dis waarom vanmorgen, jy moet die lewe kies, en die lewe is in Jesus Christus, wat jou die krag gee, elke oggend, wat jy opstaan vanmorgen, want hy gee ons die krag. Was dit nie vir hom nie, so ek en jy nie hier gewees het vanmorgen nie. Dis waarom ons vanmorgen sê, ek is dankbaar vanmorgen, my hart is dankbaar, want die week het hy my deurgedra weer eens. Dat is nie so baie pyn in hierdie hand nie, maar dit gaan aan. I just have to pull through. There's nothing what the Lord can do. Want soms as ek so lang gewerk het, dan sê ek baie lang. Maar ek wil vir jy sê, die Here dra my deur. Hy dra my deur. Dat soms vraag vir die Here om verskoning vir hierdie aand, wat hy vir my gegee het, wat nou so useless is geworden. Dan staan het, denk ek ook in die skrif wat hy sê, dat is beter om het te gebrek as wat jy nou moet hel toe gaan met al jou handen. Beter dat hy af is vanmorgen, dan denk ek baie die ding, Here, ek nog nie reg nie. Why this thing is happening? But you know there's a lot of questions. There's altyd vraag. Maar die Here kom weer. Hy weet, jy moet net weet, hoe vertrouwe in die Here sit. Dit is zwaar. Daarom mevrou moet my nou dan was nie, nou dan elke dag wat ek nie kan was nie. Especially die arm en die rug kan ek nie was nie. Die hele kan ek nie was nie. Omdat jyne nog seer is. Jyne sal my kom help op die einde van die dag as jy gezond is. Maar ek kan my op 'n ander manier help. Soms is dit frustrerend, jy kan nie die dinge doen wat jy wil doen. Maar ek vertrou die Here. Wie my pad langs kom om my te kom help, ek aanvaar die help om my by te staan, maar ek verwyt nie die Here vir wat die Here doen. Because why accidents happen.
ongelukkige gebeur so vinnig dat jy nie weet wat gaan doen. Maar ek is bly in die Here vanmôre. Dis waarom ek dankbaar is vanmôre. Dat die Here gee my nog lewe as wat ek in die grafenis. In die graf is dat nie weer omdraai kan sien. Daar is niks hoop in die grafenis. That's why as you saakie moet jy hier klaar regmaak. You have to repent here on earth before you going home. Voordat jy gaan gereed maak om huis toe te gaan. Because why it is hell after death. So, as die Bijbel wat sê, daar is hel, hemel en hel. Ek sê ek wat so sê. Hy sê daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En daar is paaie wat, twee paaie. Die een lei na die hemel en die een lei na die hel. Die een is dun en die ene is breed. Maar as baie op die breë pad van die aarde is besig om sy bek byt op te maak vir ons om in te vaar. That's why you have to be cautious what you do. Ask the Lord everything you want to do. Ask the Lord first. David sê, wag op die Here. Hy sê, wait on the Lord. Hy vra om 'n ding. Hy vra die Here die ding wat hy wil vra. Wat ek en u ook vra. Maar is ons gereed om te wag op die Here? Kan ons wag vir die Here? That's why we have to have patience in the Lord. Ek wil vir julle sê, wees sterk in die Here. Moenie moed verloor nie. Kry julle reg vir die Here. Dat die Here julle opsalm, dat die Here julle kan ry vanmôre. Dat hy die rywerk doen. Ek sal nooit die hele pastoor se woorde vergeet nie. Hy sê, wie wat die ding jy jou vanmôre weer mooi gemaak. Ek weet nie jy jou mooi gemaak dat die Here jou kan ry vanmôre daar binne. En die Here ry jou. Maar ek is 'n ander enetjie, as ek wil hê kom ons ek moeg gery. Here het my wel goed gewerk en ek weet kom ek of gaan ek nie. Dis hoe dit moet wees. Want jy is altyd moeg, net so hy slaap ek in die middag. Laat die Here julle seën vanmôre. Die paar woorde die Here wil seën in Jesus naam. Amen. Amen. As daar niemand is. Dat maakt dus geen verschil of een mens, een Jood of een Griek is nie. Want diezelfde Here is Here van almal. En hy sien almal wat hom aanroep, ryklik.
Want elke keer wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat 'n goeie boodskap bring. Halleluja. Nou, ek dink altyd dat as 'n mens vir die mense sê, kom na die huis van die Here toe, dan sal hulle vir 'n mens sê, die Here is oral, die Here is oral. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? So, jy moet na die huis van die Here toe kom, of anders die opendag, of by die begrafnisse. En jy, almal van ons het al van die woord van die Here gehoor. Almal van ons het al gehoor, ons moet bekeer, en ons moet ons laat doop. So, ons almal staan skuldig voor die Here. So, die woord van die Here leer ons vanmôre hierso. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? So, die wat vir ons die woord bring, is gestuur van die Here af. So, daarom moet ons altyd vir hulle bid, sodat hulle ons die regte woord kan gee, en nie byvoeg en nie uitlaat nie. Want die Here sal hulle nie onnodig oprig en stuur, en pastore, en Gods manne, en Gods vrouens, laat seën, inseën of seën, as die Here hulle nie uitgekies het nie, as die Here hulle nie geroep het nie. Sodat ons gehoorsaam wees. Die woord van die Here sê tog, gehoorsaamheid is beter as offerande. Ek dink as ons gehoorsaam is, dan sal ons al hierdie dinge doen. So is goed om op te kom na die huis van die Here toe, sodat jy die woord kan hoor, sodat jy kan glo, sodat jy al hierdie dinge kan doen, en die Here seën. Amen. As daar nog iemand? Praise. Halleluja. Ons gaan aandeerbares, ons gaan eer die woord van die Here vanmôre, halleluja. Ons gaan net opgewekte lied sing, en ons die woord van die Here gee. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ons sing 'n lied. Bless me, O Lord, bless me, O Lord, bless me, O Lord, I'm never gonna let you go. Bless me, O Lord, bless me, O Lord, bless me, O Lord, I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go.
U vanmorgen, Here. Here, vir genade voorreg om U teenwoordigheid hier te kan kom, my koning. Here, ek wil bid, my koning, Here Jesus, daar is die tiendes en die offerandes. Here, ek bid die ryklike seën van U oor dit, my koning. Here, self die hande wat gegee, Here. Here, seën hulle, my koning, Here Jesus. Here, self die wat sal werk vir dit, my koning. Here, seën hulle, my koning, Here Jesus, Here. Here, ons bid, my koning, Here Jesus, Here, vir Filippense 4:4 oor dit, my God, Here. Dat ons moet verbly in U, Here. Soos Paulus gesê het, hy herhaalde dit, ons moet ons verbly. Here, ons weet op 'n volgende geleentheid sal U ons seën, dat ons weer meer vir U sal gee. In Jesus naam wat eer en dank zeggen. Amen en amen. Halleluja, sê dankie vir ons Sister Portia. Baie wonderlike gebed, halleluja, prys die naam van die Here. Dierbaar ons gaan boodskap toe vanmôre. Prys die naam van die Here. Ons gaan aanbiddingslied sing. Dan sal ons die boodskap daarna oproep om die woord van die Here te bedien, halleluja. Prys die naam van die Here. Ons lees uit die woord van die Here, Daniël hoofstuk 6. Ek is besig met die boek van Daniël en ek wil hê jy moet my volg, because dit is 'n baie belangrike profetiese boek. Naarmate ons dieper in die boek gaan, sal jy oplet dat Daniël het dinge geprofeteer honderde jare gelede en dit kom in vervulling in ons tyd. En daarom het ek
net gevoel en besluit ek wil my moeite doen om die boek van Daniël te bestudeer. Nie net te lees nie, maar lees om te verstaan. Nie net lees om oor te dra nie, maar lees om ook toe te pas in my eie lewe. Daniël was een van die dwalinge wat uit Jerusalem weggeneem is. En Daniël sal die oplet, het onder 3 konings gedien. Nebukadnesar was die eerste koning. Toe sy termyn om is, toe is het Belshazzar. Toe Belshazzar sy termyn om is, toe is het Darius. En vanmorgen gaan ons lees Darius. Ons het geleer van sonderskool daar af. Daniël in die leeukuil was een van die goeie sonderskoollesse, of die eerste sonderskoollesse wat ons geleer het. Maar daar is iets meer omtrent die boek van Daniël as net Daniël in die leeukuil. Daar was 'n doel met Daniël se lewe en Daniël kon nie verstaan waarom moet hy as 'n jong man weggeneem word uit sy land, weggeneem word van sy familie en hy kom nou in 'n vreemde land met vreemde godsdienst, vreemde gewoontes, vreemde kosse wat hulle moet eet en hy kon nie verstaan waarom moet ek in ballingskap wees? Waarom moet ek in Babylon wees? Maar God het 'n doel gehad met alles wat hy besig was. En Daniël, geliefdes, het die geleentheid of die voorreg gehad om diep in die toekoms te kan sien. Hy het self nie gesien wat ons sien nie. Hy het nie geondervind wat ons vandag ondervind nie. Maar die feit van die saak is vanmorgen, die is 'n baie belangrike boek. In feite, die hele Bybel is belangrik. As die een boek wat belangriker as die ander een. Al die skrifte is deur God ingegee. En is nuttig vir ons as lering en vir ons opbouing. Vers nummer 1, en Darius, die Meder, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Darius was 'n groot man, 'n mens sal sê 62, hy moet nog op pensioen. Volgens ons se landswet, as hy 60 en ouer as 60 is, maar hier word die man koning. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, en wie die landvoogde rekenskap moes gee. Toe hierdie Daniël voor die ministers en die landvoogde uitgemin, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Ek gaan skiep, dan lees ek vers 17. Vers 17 sê, toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy mag het het verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur het nie. Met die koning van sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring, en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Mag die Here die voorlesing van sy woord seën. Die rede waarom ek geskiep het, is om vir u net 'n kort opsomming te gee omtrent dit wat ons gelees het. U het gehoor, die koning het 3 ministers gehad, 120 landsvoogde, en in hierdie 3 ministers was daar een wat uitgestyg het, die Bybel sê uitgemunt het bo almal. Al die ander ministers kon nie kers opsteek by hierdie een minister, naamlik Daniël. En toe die koning
van plan is om vir Daniel 'n hoër posisie aan te bied, toe hoor hierdie governors, gouverneurs en die ander ministers, en hulle was nie gelukkig met die voorstel wat die koning gemaak het. Ek weet nie, het die koning dit met hulle bespreek nie, of het hy net by homself gesê, Daniel is so uitstekend, hy doen sy werk so perfect, ek moet hierdie man beloon vir sy voortreffelike werk. Ek moet iets doen om hom goed te laat voel vir sy opoffering, want sy werk is uitstekend. As hierdie mense kom om report te doen aan die koning, het hierdie mense kort geskiet. Die ander ministers was nie so voortreffelijk nie, en die koning was nie so goed beïndruk met hulle werk nie. Maar hoor Daniel kom, dan gee hy sy report aan die koning, en dan sê die koning ook, uitstekende werk, perfect. Die Engelse vertaling sê excellent. He was excellent in performing his duties. Maar hy sien, toe hierdie mense hoor, toe sê hulle, ons kan nie toelaat dat Daniel, ek gaan nie, dit lyk vir my, ek hoor wat sê hulle, onder mekaar, sal jy wil het Daniel moet oor jou wees? Wil jy report aan Daniel? And by the way, Daniel is 'n balling, hy kom uit Jerusalem uit, hy is nie 'n boerling van hier nie, hy kom van ver af. Gaan jy report aan Daniel? En hulle sê, ek sal nie aan Daniel, en hulle kom by mekaar, die mense kom by mekaar, die manne, en hulle sê, ons moet iets doen, om die koning te bewys, hy gaan 'n fout maak, as hy met Daniel aanstel. En by die Bybel sê, hulle het gekyk, hulle sê, in sy werk sal ons niks kry nie. Hoor die man is voortreffelijk, die man is, jy kan nie iets pinpoint, waar hy die wet oortree nie. Die man loop reguit, die man aanvaar nie omkoopgeskenke nie, die man loop reguit pad. En hulle sê, die enigste ding wat ons kan kry teen hom, is teen sy godsdienst. Imagine, jy word toegesluit, omdat jy 3 keer 'n dag bid. Jy het niks verkeerd gedoen nie, jy onderhou die land se wette, jy is voortreffelijk in jou werk. Mense kom, en hulle sê, ons moet iets kry in sy godsdienst. En kyk, hoe slings, en hoe manipulerend is hulle. Hulle kom na die koning toe, hulle sê, o koning, ons het 'n voorstel. Ons wil jou prys, want daar is nie 'n koning soos jy nie. Daar is nie 'n koning wat vir ons sorg soos jy nie. Daar is nie een koning so geleerd soos jy nie, wat die mag het wat jy het nie. Kom, ons maak 'n wet, en die wet moet sê, niemand mag enige ander God aanbid as vir jou nie. Hulle mag nie 'n ander God aanbid nie. En dat hierdie reël geld of hierdie wet geld vir 30 dae. Hulle het klaar gesien, waar gaan hulle wat Daniel kry? Hulle het klaar vir Daniel bestudeer en gekyk sy swakpunte en sy sterkpunte. Die koning voel ook geprys en geëer. Hoor, hier's manne wat my regtig prys, ek voel so goed. Kom ons maak hierdie wet. Hoor, die koning skryf die wet. Niemand mag enige ander God aanbid behalwe vir Daniel. En hy seël hierdie wet, en hy maak hierdie wet 'n onherroepelike wet. Met ander woorde, jy kan nie die wet appeal nie. As jy skuldig bevind is aan hierdie wet, daar is niemand wat jou regtig kan verlos, want jy moet net die straf gaan dien. En hulle sê, as iemand dit oortree, gooi hom in die leeukuil. Maar hulle het nie geweet nie, geliefdes, wanneer die guns van die Here op jou lewe is, dan kan niemand dit keer nie. As die guns van die Here op jou is, dan het jy nie nodig om mense se opinie te hoor nie, because die guns van die Here sal op jou wees. Hulle was so jaloers op Daniel, en dit was die grootste fout wat hulle gemaak het. Jaloers, toen hoor Daniel gaan promotion kry, hoor die Daniel gaan op, hy gaan nader aan die koning, miskien gaan hy een van die dag koning word, en ons moet dit stop.
Hulle was so oorweldig van jaloesie, dat hulle nie die gevaar gesien het van hulle jaloesie nie. Jaloesie is 'n gevaarlike ding, geliefdes. En ons gaan vanmôre oor die uitbeeld, wat veroorsaak het, of wat gebeur het, toe hierdie mense nie hulle emosies kan kontroleer. Jaloesie is 'n gees wat onderdruk moet word. Maar jy sien, die mense was so jaloers op Daniel, dat hulle nie die gevaar gesien van hulle optrede nie. Hulle nie die gevaar gesien van hulle besluite nie. Hulle manipuleer die koning. Hoor hulle smeer botter om die koning se mond. Het jy gesegde gehoor? Hy smeer botter, hy prys jou, maar hy weet hy wil iets hê. As ek by jou kom en ek prys jou, Suster Maria, die huis is so pragtig, ek hou van die wy wat die meubels staan, ek hou van die wy wat die portrette hang, en as jy klaar geprys is, dan kom ek en vraag, hy nie met R200 om te leen. My doel was eintlik om R200 te kom leen, maar ek gaan nie nog met die deur in die huis val nie, ek gaan jou eers prys, ek gaan eers botter om jou mond smeer, en dan voel jy so goed, want almal kritiseer jou prente op die muur, hier kom iemand wat sê, joh, die is prachtig. Dan kom die R200 so maklik uit, die kost is om botter om die mond gesien. Toe die koning dit hoor, toe teken hy hierdie wet. Hy het nie geweet, die wet is gemik op Daniel. Die wet is gemik om te keer dat Daniel nie promoot word nie. Kom ek lees net vir u wat sê hulle omtrent wat jaloesie is. Jaloesie is 'n gevaarlike ding. Hulle dag toe hoor ek aan 'n vrou sê, as my man my nie slaan nie, dan is hy jaloesie. Hy moet jaloes is. Hy is nie lief vir my. Wie wil nog geslaan word om liefde te bewys? Nevertheless, jaloesie is 'n verterende afguns, 'n agterdogtige wraaksugtigheid en besitlikheid wat ons ervaar wanneer ons dink, ons verhouding, ons status in die lewe, ons vriendskappe of ons besittings word bedreig. Dit is ook wat ons voel wanneer ons dink iemand gaan beter as ons vaar in een van ander wedyvering. Hulle was so verteer deur jaloesie dat hulle sien nie die gevaar van dit wat hulle doen. Toe die koning die wet teken, toe kom hulle die volgende dag en hulle kom sit by Daniel se huis en hulle wag vir Daniel. Die Bybel sê Daniel het 3 keer 'n dag gebid en hy maak sy venster oop en hy bid. Toe hulle die evidence kry, hulle vat 'n video en hulle maak video evidence en hulle gaan sê vir die koning, jy het 'n wet geteken gister en jy het gesê niemand mag enige ander god aanbid nie. Ons het hierdie Daniel gaan kry, hy bid aan 'n ander god. Wat sê jy nou? Die koning het 'n behaag gehad in Daniel. Die koning was lief vir Daniel. Die koning wou vir Daniel beskerm het. Maar waarom omdat hy die wet geteken het? Jy kan dit lees, geliefdes, as jy by die huis kom. Die koning het met hulle geredeneer tot laat die middag om te probeer dat hulle nie vir Daniel in die leeukuil gooi nie. Maar die manne sê waarop o koning, jy het die wet geteken en volgens die wet van die Medes en die Perse kan hierdie wet nie herroep word nie. Jy moet vir Daniel in die leeukuil gooi. Die koning krap sy kop en hy sê, ja, julle het my uitoorlê. Julle het my gemanipuleer, because julle het geweet, ek is lief vir Daniel en ek wil vir Daniel vereer vir sy uitstekende werk. Hy probeer om hierdie mense te oorreed en sê, Daniel is 'n voortreffelike man. Daniel het niks verkeerd gedoen nie. Hulle sê die feit is, Daniel aanbid die God van Abraham, Isak en Jacob en jy moet hom straf omdat hy nie vir jou aanbid nie. Koning sê, okay, en dit het ek nog gelees, die 17de vers. Toe sê hy, bring vir Daniel, en toe hulle vir Daniel bring, ek dink die koning was so emosioneel, dat toe hy vir Daniel in die gesig kyk,
toe besef die koning, wat so onreg gaan hy nou doen om vir Daniel in die leeukuil te gooi. En daarom vra hy met Daniel, hy sê eintlik vir Daniel, Daniel, mag die God wat jy elke dag vereer, mag die God wat jy elke dag aanbid, mag die God jou bewaar in die leeukuil. Hoor jy die koning het gevas, toe vir Daniel daar het afsak, toe gaan hy na sy paleis toe, en toe die manne kom om die tafel te dien, te voor te berei, toe roep hulle die koning, toe sê die koning, ons het voorbereiding getref, sal jy kom aansit. Hoor jy die koning besluit, ek gaan vas, Daniel maak aan die koning vas. Hy sê, ek wil niks kos hê nie, ek wil niks entertainment hê nie, ek wil nie my vrou na by my sien nie, ek wil alleen wees, because hy sê dit nou wel nie, wil intercede vir Daniel. Hy sê die slaap het van hom weggevlug. Hy man het die hele nag probeer slaap, hierdie kant op het draai, maar as hy hierdie kant van die muur kyk, as sien hy Daniel se gesig. As hy op sy rug lê en hy kyk na die ceiling, dan sien hy Daniel se gesig. Dan draai hy om na die regterkant. As hy hierdie kant kyk, sien hy net Daniel se gesig. Die slaap het van hom weggevlug. Vroeg die oggend toe spring hy op. Die Bybel sê die son het nog nie uitgekom. Ek weet nie hoe vroeg is vroeg die oggend. Maar hoor jy toe hardloop die koning na die leeukuil. En soos hy aangehardloop kom, toe skree hy, Daniel! Het jou God wat jy vereer jou gered? Toe daar 'n stilte en Daniel sê, mag die koning vir ewig lewe. Maar die koning sê, maak die blik oop, rol die klip weg, dat Daniel uitkom, because die God van Daniel is die ware God, en hy moet gedien word. Maar kyk, die gevolge van wat hierdie manne gedoen het. Daar was 2 groot foute wat hierdie manne gemaak het. Hulle het 'n trap gaan lê vir Daniel, met die doel dat die leeu's vir Daniel gaan doodmaak. En die trap was dat hy nie moet aanbid nie. Maar hoor jy toe Daniel aanbid, toe val Daniel vir die trap, en hulle bring Daniel voor die koning. Die tweede fout wat hulle gemaak het, hulle gaan praat vir Daniel sleg by die koning. Hulle sê, die man wat jy so baie van dink, die man verag jou, die man dink niks van jou nie, hy weet van die wet, maar hy gaan doen nog steeds die ding wat onwettig is, hy gaan doen die ding, die wet wat hy gister geteken het, hy oortree die wet, hy dink niks van jou nie. Maar hoor die koning het 'n liefde gehad vir Daniel. En hier is die hartseer storie van hierdie mense se jaloesie, die hartseer storie. Ronaldine het gepraat van Deuteronomium 30. Kies, sodat jou nageslag kan lewe. Hierdie mense kies jaloesie. En kyk wat doen die koning. Toe die koning vir Daniel daar uit die leeukuil laat opkom, toe sê die koning vir sy maghebbers en vir sy soldate, ek wil hê jy moet al die manne bring. Bring die manne, en as hulle hier kom staan, en as hulle hier kom staan, dan gaan haal jy hulle vrouens, dan bring jy al die manne se vrouens, en as die vrouens hier is, dan bring jy al hulle kinders. Die mense het jaloesie gekies, en kyk wat was die nagevolge. Die Bybel sê toe staan ma, pa, en die kinders, meisies en seuns. Hulle staan in die koning kyk, die koning sê betroon. En die koning sê, ek wil hê julle moet die leeukuil oopmaak, en die mense in die leeukuil gooi. Die gevolge van kies 'n verkeerde besluit maak, geliefdes, jy suffer nie alleen nie, jou familie, jou kinders, jou vrou, I mean 'n onskuldige vrou wat nie by was met die vergadering wat die manne gehad het nie, moet nou in die leeukuil gegooi word. Hulle sê jaloesie eet jou eers op voordat jy die volgende persoon opdoen. Imagine 'n kind
wat nie by was toe die pa die besluit maak en sê ek wil nie hê Daniel moet die promotion kry nie. Ek wil die promotion hê. Die Bybel sê jy kan dit lees, die mense het nog nie die bodem van die put bereik nie. Die leeukuil bereik nie. Toe die leeu's hulle bene gebreek en hulle lelik verskeep. Almal van hulle, ek weet nie was dit al hierdie 120 provinsiese leiers en die twee ministers. Hulle almal was nog nie eens op die bodem van die leeukuil toe die leeu's daar. Daarom sê hulle, jaloesie eet jou eerste op voordat hy die volgende persoon opneem. En is 'n gevaarlike ding om jaloers te wees op iemand wie die guns van die Here het. Because hulle het nie geweet hulle wat Daniel in die leeukuil, die guns van die Here is op hom. En toe hom afsak, hoor ek toe gaan God saam met hom af en God stuur 'n engel. En die Here sê vir daai leeu's, hulle gaan nie eens brul. Hulle gaan nie eens kom ryk aan Daniel nie. Sluit hulle bekke toe en hulle lê daar. Ons het as kind in die sonderskool geleer, Daniel het hulle liggaam gebruik as 'n kussing. In die prentjie wat die sonderskool voorgestel het, sien jy Daniel sit daar met 4 of 5 leeu's en Daniel gaan lê met sy kop op die leeu. Gebruik die leeu se liggaam as 'n kussing. Whether it's true or not, I am not sure. But what I know, die Here het saam met Daniel in die leeukuil gegaan. Net soos wat hy in die vuuroond was, het hy saam met Daniel afgegaan. En die oggend toe die koning roep en vir Daniel vra, was jou God in staat om jou te help? Hoor jy toe skrik die koning van blydskap toe sê die koning, die God van Daniel. 3 heidense konings herken dat daar net een God in die hemel is. 3 heidense konings gee respek aan die God van Daniel. Die een sê ek, die God van Sadrag, Meshach en Abednego is die ware God en hy het hulle in die vuuroond. You see, die Here laat jy alleen om deur 'n probleem te gaan. Hy gaan met jou. Soms lyk dit vir ons die Here het my verlaat en Here. But you see, hy gaan met ons. Hy sê as jy deur die vuur gaan, die water sal die vlam sal nie brand nie. As jy deur die water gaan, dit sal nie oorstroom nie. En vanmôre geliefdes, wil ek vir u sê, jaloesie is 'n spirit dat jy nie kan sien nie. And it comes op onwaaksame oomblikke. Miskien het jy al by 'n plek gewerk en jy is al jare daar. En jy voel nou dat ek moet promoot word. As nou my, denk ek staan in die lyn vir promotion, because ek is al 10, 15 of 20 jaar. Maar die promotion gaan verby jou, jy gaan iemand anders. Moenie jaloers word op die persoon nie. Die Here gaan jou promoot op sy tyd. Miskien is dit nie nou jou tyd nie. Miskien het die Here 'n beter promotion vir jou. Daarom sien hy nie nou vir jou kans vir hierdie promotion. Sometimes, geliefdes, sien die Here jou broer langs aan jou en jy dien die Here langer as jou broer. Hoe raak jy jaloers op jou broer? En jy kyk ook nou en sê, ek dien die Here al so lang, maar kyk hier. Nou soek jy iets in jou broer. Net soos hierdie manne iets gesoek het, maar hulle kon niks kry nie. My advies is, wag op die Here vir jou promotion. Wag op die Here vir jou blessing. Wag op die Here vir jou deurbraak. Moenie jaloers wees wanneer die Here iemand anders gebruik en iemand anders sien. Because jou turn gaan kom. Jou turn gaan kom. En hierdie manne, geliefdes, daar word niks verder van hulle gesê. Hartseer, en vir my was dit een van die hartseerste
gedeeltes in hierdie hoofstuk. Die hartseerste gedeelte in hierdie hoofstuk. Die man se nageslag is saam met hom in die leeuke gevoer. Daar is nie 'n nageslag vir hom nie. Hy sterwe, geliefdes, alhoewel hy 'n minister was, 'n gouverneur, was daar nie 'n nageslag na hom nie. Dit het geëindig by hom. En daarom wil ek u vanmôre bemoedig. En sê, wag op die Here vir jou blessing. Wanneer die blessing van die Here vir jou gebedoel is, niemand sal dit kan keer nie. As die gun van die Here op jou lewe is, geliefdes, ewen wetgewing gaan dit nie keer nie. As die blessing vir jou bedoel is, wetgewing sal dit nie keer nie. Dit maak ook nie saak waar jy bly nie. Die gun van die Here gaan jou gaan soek en jou gaan bereik waar jy is. Hy gaan jou kry daar waar jy is. Wanneer die guns van die Here op jou is. En so is dit my bemoediging vanmôre aan u, geliefdes. Daniël in die leeukuil, die Here het hom bewaar en die Here het hom beskerm. Jy sien, guns van die Here beteken ook protection. Die Here protect jou. Die Here beskerm jou. Die Here hou sy hand oor jou. Nie net in materiële seëninge nie, maar die Here beskerm jou. Sy hand is oor jou. Sy hand is oor jou nageslag en jy en jou nageslag is beskerm. En daarom is dit vir ons belangrik, geliefdes, om hierdie boek van Daniël te bestudeer. Daniël kon nie verstaan as 'n jong man. Ek dink Daniël was nou oud hierso. As die koning 63 jaar oud was, hoe oud was Daniël by die tyd? Ja, miskien tussen 85 en 100. Because as 'n jong man, die sien geliefdes, hier is 'n belangrike iets omtrent Daniël. Daniël het nooit sy getuienis verloor nie. In die ballingskap het nooit sy getuienis verloor nie. Daar's baie dinge wat 'n mens kan verloor in die lewe. Maar ek wil sê vanmôre, moet nooit jou getuienis verloor nie. En as jy jou getuienis verloor het, dit vat jou jare om weer 'n getuienis op te bou. Hulle het hom geken as die balling. Die man is nou meer as 40 jaar in ballingskap, maar ons sien hom nog steeds as 'n balling van Jerusalem. Hulle het hom nooit aanvaar as een van hulle nie, because hulle het geweet, die man se getuienis is 'n getuienis wat nie maklik gematch kan word. Jy kan jou huis verloor, jy kan jou kar verloor, jy kan jou kinders verloor, maar moenie jou getuienis verloor nie. Because mense gaan jou altyd onthou aan jou getuienis. Die getuienis, Daniël se getuienis. En Daniël was nie net geprys en geloof deur gewone mense nie. Daniël was deur konings. Nebukadneser het hom geprys. Belsasar, die koning wat hom opgevolg het vir Daniël geprys. En Darius het vir Daniël geprys. Because Daniël se getuienis het uitgestaan. En Daniël en hy getuienis behou. Ten spyte van die feit dat hy 'n balling was. Ten spyte van die feit dat mense teen hom plot, het Daniël steeds sy getuienis behou. En so wil ek u vanmôre sê, jy nooit jou getuienis verloor. Because wanneer jy jou getuienis verloor, vat dit jou jare om weer 'n getuienis op te bou. Mag die Here ons vanmôre seën en mag ons leer uit die boek van Daniël. Daar's 2 of 3 dinge wat ek previnder wil noem, wat ek geleer het uit die boek van Daniël. Maak nie saak in watter omstandighede jy jouself bevind. As die guns van die Here op jou lewe is, die guns van die Here sal na jou toe kom. Maak nie saak wat mense teen jou sê nie. Maak nie saak wat mense teen jou plot nie.
as die guns van die Here op jou lewe is, gaan hy guns jou, ek soek 'n Afrikaanse woord, maar kyk, hy gaan jou opsoek, en hy guns van die Here gaan jou kry, alles jy ook in die leeu kyk, alles jy ook op 'n siekbed, as die guns van die Here op jou is, gaan hy guns van die Here jou bereik. Die tweede ding wat ek leer omtrent Daniel. Daniel was 'n opregte man. Daniel het nie die koning gedien met oordiens nie. Jy kry nou daai tipe werker wat die baas dien met oordiens. Maar as die baas net sy rug draai, dan is hulle weg toilet toe. Dan sit daar in die toilet vir 'n uur of 2. As hy daar uitkom, dan vat hy sommer die besem. Hy is net clean nie, as hy net sien hier kom hy baie, dan is sommer die besem. Hy begin nou weer, want hy op die verkeerde plek. Maar Daniel het die koning gedien in sy teenwoordigheid en waar die koning hom ook nie gesien het. Daarom kon die Here niks anders doen as om hom te beloon. Die koning het gesê ek wil hom aanstel, geliefdes, because ek weet as Daniel aan die hoof van sake is, gaan daar nie verlies wees nie. Daar gaan nie omkopery wees nie. Daar gaan nie steelery wees nie, because Daniel is aan die hoof van sake. Ek wil hom aanstel, because hy is die persoon wat seker sal maak, ek verloor niks. Maar hoor jy, omdat hierdie mense, hoe kan jy iemand aanstel wat nie getrou is nie? Hierdie manne het gewys, hulle is nie getrou nie. En weet jy waarom sê ek dit? As jy hoor, jou baas wil iemand anders promote, nou kom jy achteraf na die baas toe en sê jy vir die baas, hoe kan jy die man promote? Die man dan. Nou en dan is die man nie by die werk nie. Die oomblik jy dit sê, kry die baas 'n idee dat die persoon is nie loyaal nie. Want as jy make authority question van wie ek wil aanstel, jy vertrou my nie, so ek vertrou jou ook nie. Hoe kan die koning hulle vertrou het? As hulle agteraf kom en sleg praat van Daniel. Dit is die balling wat jou minag. Hy minag jou nie tyd nie. Hy doen sy eie ding, terwyl hy gesê het. En die koning sê ook vir homself, hoe kan ek julle aanstel? Julle is oneerlik. Julle besteel my. Because as die reports gebring word, dan kan ek die discrepancies sien in die report. Ek behoud het maar nou net, because ek kan sien wat hier gebeur. En om dit te verhoed, kan ek vir Daniel aanstel wat eerlik is, wat opreg is, en wat nie omgekoop kan word. Maar nou het hulle 'n probleem met Daniel, wat 'n opregte man is. God will promote you if you are willing to sacrifice for His name. God will bless you if you are willing to sacrifice for His name. Hy gaan nie mense wat nie opreg is sien nie. God will not bless them. En dit is my bemoediging vanmôre aan die geliefdes. Daniel in die leeukuil. 6 hoofstukke van Daniel praat van die ondervinding van Daniel in die 7de hoofstuk. Dit lyk asof Daniel, kan ek sê soos 'n kar, hy gaan nou overdrive en hy gooi in 'n ander rigting. Hy praat nie meer wat sy experience, hy praat nie meer van die hartseer en die pyn. Daniel konsentreer nou op die toekoms. Wat gebeur in die toekoms? Daar's dinge wat gaan gebeur in die toekoms wat die Here ons wil van waarsku. Dinge gebeur nie sommer maar net nie. In die wêreld, geliefdes, Suid-Afrika is nou nie, hoe kan ek sê, pertinent betrokke by Bybelprofesie. Maar whatever gebeur in die wêreld, affekteer Suid-Afrika. Wat gebeur in die Midde-Ooste, Israel en sy bondgenote en wat ook al, wat daar gebeur, affekteer ons in Suid-Afrika. And I must warn you, put on your safety belt, because terrible times are coming. Hierdie mense kan jy sien, ek het vir jy
Daniel se 3 vriende genoem. Ek het vir hom genoem. En het jy gesien, waartoe het hierdie mense se aanklagte gegaan? Die aanklagte was nie dat Daniel was 'n dief. Daniel het whatever gedoen. Daniel het geen wet geoortree nie, maar hulle pinpoint na sy godsdienst. Hulle sê, die man dien die Here. And there will come a time wanneer jou geloof getoets gaan word. Gaan 'n tyd kom wanneer daar wetgewing gemaak gaan word, waar jy ook soos in hulle geval geen ander God aanbid behalwe hierdie standbeeld wat hulle opgedoen. So, maak jou safety belt vas. Perilous times are coming. Voor ons gereed kry, hoe beter. Because dinge kan in 'n oomblik verander. Dinge kan in 'n oomblik skeefloop. Jou company kan in 'n oomblik toemaak. Was het donderdag of vrydag bel iemand my. En die persoon is in trane. Sy sê, guess what? Ek het my laaste salaris gekry. In die salaris is my retrenching brief. Ek was nie voorberei nie. Niemand het my gesê, dit is, die company doen nie goed nie. Prepare jou vir. Sy sê die einde van hierdie maand, of laas maand, het ek my laaste pay slip gekry. En attached aan die pay slip is my retrenching letter. Daarom wil ek vanmôre sê, geliefdes, omstandighede kan in 'n oomblik verander. Prepare yourself om die Here te dien in opregtheid en die Here te eer. Because perilous times are coming. May the Lord bless you. Kom ons sê die woord. Heilige Vader, ons sê vir u baie dankie. Ek het vanmôre geleer, Here, die loyaliteit wat Daniel getoon het aan die koning. Alhoewel dit 'n heidense koning was, Here, leer ons, die man het die koning gedien met alle opregtheid en perfeksie. Daar was niks wat hulle teen hom kon vind, waarmee hulle hom kon aankla nie. Maar Here, u het hom beskerm en u het hom krag gegee. Help ons om, Here, soos Daniel getrou te wees aan u. Al sal ons liggaamskragte ook tekort skiet, al sal ons liggaam ook oortrek word met siekte, al sal probleme ook hoe hewig is, help ons en gee ons krag dat ons standvastig sal wees in u. Loyaal sal wees aan u, want u alleen, liewe Here, kan ons deur hierdie tyd dra. Help ons, Here, dat ons nooit sal vergeet waar ons was en waar vandaan u ons uitgebring het. En die moeras van sonde het ons uitgebring. En vanmôre wil ons al die eer, al die prys en al die aanbidding toeswaai. Mag die Here u kinders vanmôre seën. Hulle wie vanmôre sukkel met gewoontes en Here sukkel met probleme. Mag die Here vir hulle magtiglik deurkom. Mag u hulle saam met die Heilige Gees en vanmôre, Here, te shine om Here oorwinning te kry in al hierdie omstandighede van die wêreld. Help ons, Here, om nooit te vergeet dat u is ons hulp, u is ons bergvesting en u is ons Here. Seën hulle terwyl dan nou van mekaar af sal vandag. Dat die Here ons bewaar en beskerm in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here seën u geliefdes. Dankie vir die opkoms. God is goed. Halleluja. Kom ons aan die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u seën bly tot die Here kom op die vermaning. Amen. Amen.